Môre graad 8. Ek hoop dit gaan goed met julle en ek hoop julle is hard aan die leer vir die eksamen wat voor lê. Ek wil graag hê julle almal moet net waar julle is sit en vir my julle oë toemaak. En dan wil ek hê jy moet jou oë, jou ore en jou neus gebruik. En dan gaan ons oor iets baie interessants praat vandag. As julle almal se oë toe. Goed, julle moet vir my kyk of julle die volgende klank kan raai. Goed, dit was die klank. So dan gaan jy nog steeds jou oë vir my toe hou. En ek gaan verbykom. En as ek by jou kom staan, gaan ek vir jou sê, jy moet gou-gou vir my ruik. So ek gaan verbykom, julle gaan nog nie weet wat dit is nie. En dan gaan elkeen van julle net vir my ruik. Hou jou oë toe asseblief. Goed, so kom ons kyk wie van julle het reg geraai. Ek seker elkeen van julle drink elke oggend as julle opstaan van hierdie. Party van julle se ouers drink verskriklik baie van hierdie net om deur die dag te kom. So ek gaan vir julle 'n bietjie vertel oor koffie en dan gaan ons oorgaan oor hoe koffie in EBW inpas. Nou interessante feite oor koffie is, die land wat die meeste koffie vervaardig en dit uitvoer. So koffie begin in 'n plantasie met koffiebone wat dan gepluk moet word. Dit word uitgedroog en op verskillende maniere gerooster en dan volgens daai geure word dit verpak en dan word dit uitgevoer. Die land wat die meeste van dit uitvoer is Brazil en hulle voer 37,6% van hulle koffiebone word uitgevoer. Dan nog 'n interessante feit. Koffie is die tweede meeste verhandelbare produk naas olie. So nou kan julle verstaan hoekom hulle baie keer sê ek moet olie in my engine kry want ons almal het daai kafeïne van die koppie koffie nodig om wakker te word. Dan gebruik Suid-Afrikaners 21,7 miljoen van ons begin ons dag met koffie. Nou julle kan dink dis amper bietjie minder as helfte van ons populasie wat elke dag hulle dag begin met 'n koppie koffie. Of dit nou 'n lepel Rie-koffie is wat poeierkoffie is, of dit van julle is wat julle 'n espresso masjiene gebruik, of dalk het julle filtermasjiene wat julle die poeier voor gebruik. Nou wonder julle seker, maar waar pas koffie by EBW in? So ek gaan nou gou vir julle 'n kort video wys dat julle kan sien waar pas koffie van stap 1 tot aan die einde. Hoe kan ons dit trek na EBW toe? Goed, julle het nou klaar na die video gekyk, so ek is seker julle kan klaar aflei wat is die tema van ons les. Ons les gaan handel oor die 4 produksiefaktore. So as ek praat van 4, dan weet ons almal klaar dat daar 4 is. So as ons kyk na ons lesinhoud, gaan ons vandag leer oor natuurlike hulpbronne, arbeid, kapitaal en entrepreneurskap. Aan die einde van die les gaan julle vir my moet kan onderskei tussen die 4, as ook vir my bietjie kan omskryf waaroor dit gaan, as ook wat se vergoeding word ontvang by elkeen. Hierdie werk is gewoonlik baie lekker werk om op 'n lekker gevalle studie toe te pas. So maak seker dat jy presies weet wat val onder wat en nie deur mekaar raak nie. So laat ons wegspring. Ons gaan met natuurlike hulpbronne begin. Ons almal weet al, ons leer van graad 3-4 af, leer ons al oor herwinbare of herniebare en nie herniebare grondstowwe. So natuurlike hulpbronne is alles wat ons uit die grond uit kry. Dit is minerale, dis wat ons uit die see uit kry, dis byvoorbeeld as ons bome afkap om iets van te vervaardig. Nou ek het klaar vir julle genoem dat koffie groei in plantasies, so die grond daarvan gaan ons natuurlike hulpbronne wees. En dan moet ons onthou, God het ons aangestel as rentmeester, so ons moet na hierdie herniebare en nie herniebare bronne moet ons kyk, anders gaan dit nie vir die toekoms meer oorwees nie. So dis belangrik dat ons dit slim gebruik en dat ons nie geldgierig raak en op die uiteinde agter geld aanjaag en dan gebruik ons alles op en dan is daar niks vir ons nageslagte nie. So wat dink julle sal die vergoeding wees as ons dan kyk na natuurlike hulpbronne?
Kan julle vir my 'n paar antwoorde gee? Ja, dit gaan hier wees. Baie mense met die grond waarop die produksie plaasvind, soos as jy 'n plaas het, of as jy plantasies het, moet jy 'n vergoeding wat jy daarvan gaan kry, is uit huur uit. Julle almal weet tog wat huur is. Dan kom ons by arbeid. So, arbeid kan verdeel word in ongeskoolde, semi-geskoolde en geskoolde werkers. So, hoe weet ons wat arbeid is? Arbeid verwys na die fisiese en die verstandelike werk wat mense kan doen. So, julle kan verstaan dat iemand wat ongeskoold is, gaan dit dalk makliker vir wees om fisies in 'n plantasie te werk en die bone te pluk, teenoor iemand wat fisies in 'n fabriek moet werk en daai bone moet uitdroog en rooster. Dit sal iemand wees wat semi-geskoold is. So hulle sal waarskynlik 'n mate van die vaardighede en die kennis hê om dit te kan doen. Dan wanneer ons kom by geskoolde mense, dit sal ons persoon wees wat heel bo sit, wat die plantasie moet bestuur, wat in beheer is van logistiek rondom uitvoere, invoere, wat moet presies weet wat in die finansies aangaan. So nou kan julle verstaan dat wanneer ons ongeskoolde mense het, is dit belangrik dat ons vir hulle die nodige indiensopleiding sal gee, sodat ons hulle kan bevorder in ander poste, en so skep ons weer werk vir ongeskoolde mense om onderin te kom. Dit is ook belangrik dat ons arbeiders met respek sal behandel. Hulle is almal mense, en almal van ons het 'n verlede, almal van ons het sekere geleenthede gehad, party van ons het meer as ander gehad. So dit is belangrik om hulle met respek te behandel en hulle te help dat hulle ook kan sukses ervaar en ook kan dit kry uit dit wat ons vervaardig. Dan kom ons by kapitaal. Ons kry geleende kapitaal en ons kry eie kapitaal. Eie kapitaal is wat die eienaar self in sy besigheid insit. Nou julle weet, as ek 'n plantasie of as ek 'n fabriek gaan moet koop, gaan ek dalk nie genoeg van my eie kapitaal hê nie, want dit gaan miljoene en miljoene rande wees. Daarom is baie mense wat nie eie kapitaal het nie, maak gebruik van geleende kapitaal. So ek kan by die bank gaan geld leen, of ek kan by landbouorganisasies ook gaan geld leen. Die probleem is, met geld leen is daar rente daaraan. So wanneer ek byvoorbeeld geld leen, dis dieselfde wanneer julle ouers 'n huislening uitneem, jy het 'n tydperk waarin jy dit terugbetaal. In daai tydperk werk hulle uit wat gaan jou maandelikse rente wees wat jy moet betaal. So byvoorbeeld, as jy nou 'n huis gekoop het en dit is 5 miljoen rand gewees, na 20 jaar gaan daai huis waarskynlik jou 6,5 miljoen rand gekos het, of dalk bietjie minder, omdat jy al daai rente moes betaal het, maar jy het dalk nie die geld op daai stadium gehad om die huis te kan koop nie. So dit het meer sin gemaak om 'n lening aan te gaan en dan af te betaal. Kapitaal verwys ook na die geld, die toerusting, die masjiene, dit gaan so ver soos die vragmotors, die verpakking, die mense wat met die vragmotors moet ry om dit van punt A na punt B te vat. Dit verwys na fisies die trekkers wat in die landerye moet werk, jou fabriekse toerusting. So julle kan sien as mens nie kapitaal het nie. Kapitaal is alles waarin ons kan vat. Dis tasbare goeders. So as ons nie kapitaal het nie, gaan ons nie hierdie besigheid suksesvol kan hardloop nie, en dan gaan ons ook nie die geld hê om ons arbeiders te betaal nie. Nou waar begin dit alles? As ek wil koffie koop, moes dit begin het by iemand wat daaraan gedink het. Dan kom ons by 'n entrepreneur. So 'n entrepreneur is iemand wat besigheidsgeleenthede identifiseer en dan genoeg selfvertroue het om self daai besigheid te begin. Dis baie harde werk en meeste van ons dink altyd daar's 'n mate van glamourousheid daaraan as iemand sê hy's 'n entrepreneur, maar ons besef nie hoeveel ure daai persoon en al die risiko's wat hulle moet neem en die spanning ook, want alles kom net op jou af. As ons nie genoeg entrepreneurs het nie, beteken dit ons gaan baie mense hê wat werkloos is, want entrepreneurskap skep werk. So baie keer vind ons dat iemand wat 'n entrepreneur is, terugploeg in die gemeenskap in, omdat hulle verstaan waarvandaan die mense kom. So entrepreneurskap help dus om armoede en werkloosheid te verminder, ekskuus. Dan verwys dit ook daarna dat iemand vir homself kan sorg.
So baie keer sal 'n entrepreneur iemand wees wat byvoorbeeld 'n koffiewinkel begin en hy sal daai koffiewinkel gebruik om vir homself geld te maak. Daai geld wat hy gaan kry is wins. Nou die meeste entrepreneurs vat gemiddeld 2 jaar voordat hulle eers op 'n punt kom wat hulle soveel wins vertoon. So wat entrepreneurs baie keer doen is, as ek 'n koffiewinkel gaan koop, dan sal ek begin en ek het al my kapitaal gaan in die gebou ingaan om hom te kan huur dalk of om 'n paaiement op hom uit te neem. Dan gaan ek my koffiemasjiene moet koop, ek gaan my bekers moet koop, ek gaan al my koffie wat ek moet maak verkoop, ek gaan dalk 'n bietjie kos, muffins, sulke tipe goeders ook verkoop wat ek ook gaan moet aankoop. Dan gaan ek mense in diens moet neem. So ek gaan mense in diens moet neem wat fisies elke dag inkom en 'n mens noem hulle 'n barista en die koffie brou en die koffie aangee. Dan het ek waiters nodig. Nou waiters is baie keer semi-geskoolde mense wat besig is om te werk na geskoold toe. So dit sal baie keer studente of jong mense wees wat nie die volle ervaring het of die volle geletterdheid gehad het om byvoorbeeld aan te kan beweeg nie. Nou hoe dit werk is as jy 'n waiter is of jy bedien mense, dan kry jy gewoonlik 'n minimum betaling vir die hoeveelheid ure wat jy werk. So jy maak jou grootste geld eintlik aan die mense wat vir jou tips gee. Nou, almal van ons is nie altyd daai ekstra geld om die tips te gee nie, maar ons moet onthou, dis 'n inkomste vir hierdie mense en die uurlikse loon wat hulle kry is nie veel nie. So die geld wat hulle eintlik maak en in hulle sakke kan steek, is dit wat ons hulle tip voor. Ek kan nou nie op die goeie Afrikaanse woord vir tip kom nie, daar kan een van julle my help. Dan moet ons onthou, die mense wat agter die toonbank werk, gaan ons of salarisse of ons gaan lone vir hulle betaal. Nou dit is belangrik dat ons moet weet wat se vergoeding pas by elkeen. So ons het klaar begin met natuurlike hulpbronne, wat ek vir julle gesê die vergoeding is hier. Dan het ons gekyk na kapitaal wat ons nodig het, so die vergoeding wat ons by kapitaal gaan kry is rente. Die vergoeding wat ons by 'n entrepreneur gaan kry is wins. En as ons na arbeid kyk, gaan ons kyk na salarisse en lone. Ek is seker julle kan onthou, hierdie is graad 7 werk. Wat is die verskil tussen salarisse en lone? Goed, lone gaan wees die persoon wat ons weekliks gaan betaal of ons betaal hom dalk daagliks. Daar's baie mense wat op plase werk wat verkies om weekliks betaal te word. Baie van daai betalings vind baie keer in kontant plaas, nie dat ons deesdae eintlik vreeslik kontant by ons wil hê nie. Dan gaan 'n salaris iemand wees wat aan die einde van die maand 'n vaste bedrag ontvang. So dis die verskil tussen lone en salarisse. Julle gaan sien in julle werk het ek vir julle 'n aktiwiteit gegee wat julle nou tyd het in die klas om dit vir my te voltooi. Dit gaan oor 'n gevalle studie oor energiedrankies. So ek wil hê julle moet hierdie gevalle studie lees en dan gaan julle vir my uit daai gevalle studie moet identifiseer wat daarin is 'n natuurlike hulpbron. So jy gaan vir my skryf die natuurlike hulpbron wat dit is en dan moet jy vir my die stukkie wat jy gelees het sodat jy weet dit is 'n natuurlike hulpbron, moet jy dan vir my aanhaal en op die template wat ek vir julle uitgedeel het, moet julle dit asseblief vir my skryf. Dan wil ek ook hê, julle moet vir my daarby skryf, wat gaan die vergoeding wees, sodat julle weet wat pas alles by wat. Nou die geheim van 'n gevalle studie is, ons soek hierdie goeders, highlighters. So ek wil hê, julle moet julle highlighters uithaal, en julle kan gaan en elkeen van die 4, gebruik vir my 4 verskillende kleure. Gaan fisies, lees dit een keer deur, en dan gaan jy weer 'n keer deur. En waar die woorde vir jou uitstaan wat vir jou pas, byvoorbeeld, iets van kapitaal wat gaan verwys na die toerusting of die masjiene wat die persoon gaan moet verkoop. Gaan highlight dit vir my in daai of 'n glimpen, gaan highlight dit vir my op jou gevalle studie en dan gaan skryf jy dit vir my oor. Julle sal sien in julle voorbereiding vir julle eksamen, julle skryf oor 2 weke skryf julle EBW.
Hierdie sal gewoonlik of in multikeuse vrae voorkom waar jy die regte vergoeding gaan moet kies by elkene of 'n omskrywing van dit. Ek kan vir jou vra om vir my die 4 neer te skryf met hulle tipes vergoeding by. Die gunsteling vraag om te vra is gewoonlik 'n gevalle studie. Want ons almal kan soos 'n papegaai alles uit ons kop uit gaan leer, maar as ons dit gaan verstaan en dit gaan kan toepas, dan gaan ons dit op enige vraag kan doen. So ek wil weet, het enige een van julle vir my vra, is daar een van julle wat dalk iets interessants vir ons wil vertel oor koffie? So ek gaan julle 'n kansie gee. Steek jou hand op en dan kan jy vir my sê as daar iets is wat jy wil vra of as daar iets interessant is wat jy wil sê. Julle moet bietjie gaan Google oor koffie, die hele vervaardigingsproses. Dis iets wat ons elke dag gebruik. Ek weet nie wie almal van julle drink koffie nie, maar meeste van ons drink dit. En daar's so baie inligting van die duurste koffie wat ons kry wat van 'n servetkat afkom. Daar's regtig baie inligting daar buite. So klim op YouTube, kyk oulike video's, leer sommer iets nuuts oor koffie en gaan vertel vir julle ouers ook. En dan het ek vir julle op Google Classroom, het ek vir julle al hierdie inligting van vandag en die slides wat hier agter my is, het ek alles vir julle opgelaai ook en julle aktiwiteit met die template is ook daar. Ons het môre weer EBW, so ons sal vinnig dan daardeur gaan, dat ek julle net kan, dat ons kan seker maak julle almal verstaan en het dit by die regte plekke geskryf. En dan wil ons volgende week in die 2 periodes wat ons het, gaan ons begin hersiening doen vir julle vraestel. Dit sal maar meeste finansiële geletterdheid wees, want dit is wat julle nou eintlik in kwartaal 2 baie van gedoen het. Maar julle sal sien, wanneer ons hierdie weet van kapitaal, wat ook val onder bates en tasbare goederes, en wat is inkomstes en uitgawes as ons gaan met salarisse betaal, as ons moet verpakkingsmateriaal koop. So dit is waar die produksiefaktore wat teorie is, gaan wel inpas ook by al julle rek wat julle ook gaan doen. Dankie dat julle geluister het en ek hoop julle het 'n lekker dag.